Ek het die mooiste vir laaste gelos en dit is die gedeelte in Efesiërs 3 vanaf vers 14. Paulus sê daarom kniel ek in gebed voor die Vader aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd, hoe ver, hoe hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, die liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Nou, ek het juist hierdie gedeelte gelos ter laaste, omdat ek dink dit is miskien die belangrikste beginsel wat ek graag sou wil hê jy moet onthou as jy nou in jou gebede stil word. Weereens beklemtoon dit wat ons reeds nou gesê het, is dat as ek tot God bid, dan is dit met die gedagte dat die Here moet my verander in my situasie om dit uiteindelik te kan hanteer. Met ander woorde, gebed is nie omstandighede altyd te verander nie, maar om ons te verander in die lig van omstandighede. Maar dan ook terselfdertyd om uiteindelik wie God is vir onsself toe te eien. Dit is nie dat Paulus hier sê dat mag die Here asseblief vir julle as gelowiges lief hê nie. Hy weet dat God het gelowiges lief. God is genadig. God is goed vir ons. En daarom, omdat dit so is, mag ek verstaan dat hy my lief het. Mag ek verstaan dat hy goed is. En mag ek uit dankbaarheid my lewe nou aan hom toewy. Mag ek nou in die liefde van Christus gewortel en gegrondves daarin my lewe vir hom gee. So jy sien, gebed is om my en jouself te verander. En daarom, as jy gaan bid met die verwagting, Here, as ek nou hier stil geword het, wil ek vra vir U, verander vir my gedagtes, verander my hart, vernuwe my lewe, al daai dinge wat te doen het om meer en meer te word wat Jesus is. Nou ja, dit is die einde van ons opsomming van ons tweede gespreksgroep oor gebed, en ek hoop en vertrou dat hierdie beginsels, as jy baie van dit vergeet het, kan jy dalk maar net weer teruggaan en dit weer 'n keer kom kyk, maar dat dit vir jou ook jou eie gebedslewe sal verryk, dat jy meer sal verstaan, dat jou tyd saam met God en om tot hom te bid, het groot waarde en betekenis, nie net vir jouself nie, maar ook vir al ons medegelowiges wat ons so lief het. Tot ons weer gesels, 'n mooi dag, totsiens.